Volspoed, episode 12. Woensdag aand slaap Reneer nie lekker nie. Hy is nog nie gereed om terug te gaan skool toe nie. Ma vra donderdagoggend of sy vir hom Chris toe moet laat kom, sodat hy vir Reneer nog 'n dag op sy siekbrief kan byskryf. Pa sê, nee, wat se gesissigheid is dit die man gaan skool toe. Dan sal hy maar gaan. Daar is nog net so 4 maande van die jaar oor. Hy sal moet inhaal, klasse bywoon, want die onnies gee ons hierdie tyd van die jaar tips oor hoe om die vraestelle te benader. Gaan deur goed wat belangrik is en wat hulle moet leer, en so aan en so aan. En Reneer is nie lief daarvoor om by die huis te swat nie. Dit is tydmors. Wat hy nie in die skool hoor nie, sal hy nie later van weet nie. Hemel, broer, jy lyk so bietjie soos 'n hen wat gepluk is, nog voordat sy nek omgedraai is. Spot Lolet, waar hulle 3 vir die bus staan en wag. Ek voel ook so, ek dink nie ek is al wakker nie, brom hy, en tel sy tas op, want net toe kom die ding daar tussen die bome aan. Gelukkig maak sy susters nie vandag van hom 'n pak donkie nie. Na by die plot waar die swart vorkie staan, sorg hy dat hy wakker is. Gelukkig, want net toe hy na die kant toe skuif, van waar hy kan nek rek om oor die muur te kyk, sien hy vir Tannie Rozaan en vir haar daarby te staan. Melanie, 'n meisie wat in Lolet se klas is, die heel mooiste meisie in die skool. Tannie Rozaan waai, die bus stop, en toe moet Melanie drafstap om tot by die deur te kom. Sy klim op die bus, maar sy skuif nie verby om agter by Reneer se susters te gaan sit nie, al is sy in Lolet se klas. Sy gaan sit op die tweede ry van vooraf. Reneer hoef nie te wonder hoekom nie, hy weet mos. Sy sissies sien 'n bietjie neer op haar. Hulle sê sy is 'n slet en haar ma se hoer, en saam is hulle die hotel se brothel. Hy wou toe weet wat is 'n brothel. Gesellinne, was Lolet se antwoord. Klink gaaf, het Reneer besluit. Hy het net betyds die hand gesien wat sy suster na sy gesig gemik het en gekoes. Wat nou, wou hy weet. Ek hou van mense wat gesellig en vriendelik is. Gesellige mense. Dit is nie wat gesellinne is nie. Nou verduidelik vir my wat dit is. En daar, helaas, wou Lolet nie daarop uitbrei nie. Sy het net genoem dat vroumense wat te vriendelik met mans is, wie se reputasies kry. Maar hulle is nie vriendelik met seuns nie. Dit is duidelik, besluit Reneer, waar hy nou na haar sit en kyk. Hy hoop sy draai om en raak vriendelik met hom, sodat hy kan vra wat sy daar by Tannie Rozaan van Villa Schools doen. Hy weet mos haar ma is met die oom van die hotel getroud, en dit is waar hulle eintlik bly. Hy weet ook dat sy nie gewoonlik busry nie. Sy word aangery skool toe en terug. Asof Melanie sy oë op hom vol, begin sy beweeg. Sy loer effens oor haar skouers, sien hom raak en frons. Reneer glimlag en lig 'n hand om te groet. Vir 'n sekonde of meer brand haar oë op hom. Toe kyk sy weg en af op 'n boek wat sy uit haar tas gehaal het. Hy skuif op na die volgende bank toe, sodat hy net agter haar kan gaan sit. Melanie, fluister hy haar naam. Wat? Ja, wat? Wat is dit nou weer wat hy wou vra? Kuier hy by Tannie Rozaan en staan die swart kar nog op die grasperk? Ja, dit is wat hy eintlik wou weet, maar die woorde kom nie uit nie. Sy gee 'n kyk en draai weer haar rug op hom. Daar het jy dit nou. Sy is glad nie 'n gesellin nie. As sy van gesels af geweet het en daarvoor gehou het, het sy hom nou aangemoedig om te praat, besluit Reneer. Miskien moet hy dit maar eers los. Hy dink nog daaroor, toe Lolet op hom afgeduik kom. Reneer, wat dink jy, doen jy? Hou op om met haar te karring. Net nou vreet sy jou huid en haar op. Hoe nou? As ek jou vang dat jy met haar gesels, gaan vertel ek vir pa, sê Lolet. Magies man, hy het nie huide en hare op sy breins gehad toe hy probeer het om met haar 'n gesprek aan te knoop nie. Hy wou net 'n simpel vraag vra. Gelukkig klim daar nog een van sy klasmaats in
en hulle raak aan die gesels oor baie belangrike dinge, soos gaan jy volgende jaar in graad 9 wees, of gaan jy jou tweede jaar in graad 8 deurbring? Leer is beslis nie op hierdie ouderdom die belangrikste bestanddeel in 'n seun se skoolkoek nie. Inteendeel, skool is loutere hel. Teen die tyd dat die laaste klok lui, pyn Renier se been so. Hy sluk een van die pille wat oom Christo vir hom voorgeskryf het, voordat hy op die bus klim. Sy sissies klim eerste in. Hy wag dat Melanie inklim. Meisies eerste. Daarna klim hy en Craig fietsry in. Maar wanneer Renier sy sit kry, kyk hy nie weer in Melanie se rigting nie. Vanselfsprekend sien Craig ook dat sy by Villa Schultz gaan afklim. Veral omdat sy onverwags omdraai en vir Renier glimlag en sê, "Totsiens Renier, sien jou môre." Sy hand refleks en sy stem maak 'n snaakse geluid, maar as iemand goed is in tale, meer spesifiek Engels, kan dit seker deurgaan as "Goodbye." Sy het gister ook hier afgeklim. Dit is die tweede keer, sê Craig. Dan let hy daarom ook op in die bus, jy weet. Sy het vanoggend hier opgeklim, antwoord Renier. Dit is die soort vroumense wat manne soos Christian Horner se job vir hulle kos. Jy het mos gesê dit is waar jou swart kar nou staan, sê Craig. Renier se kop skarneer vanself na Craig toe. Vir 'n fietsryman is Craig besonder goed ingelig oor die F1 onderstrominge. Hy sal moet versigtig wees om nie so vroeg in sy F1 loopbaan al in skandale betrokke te raak nie. Hy is bly dat Craig by die volgende halte moet afklim. Hy luister net met 'n halwe oor na die man se stories. Craig ry nie in die oggendebus nie. Sy pa vat hom skool toe op pad werk toe. In die middag kom hy met die bus terug. Maar volgende jaar gaan hy fietsry Gerard Maritz toe. Dis ver van hier af, maar hy is fiks genoeg, het sy pa besluit. Wil jy volgende jaar saam met my fietsry skool toe? Vra Craig vir Renier. Nee, dankie. Hy is karry fiks. Nie fietsry fiks nie, maar geniet dit, Craig. Die man kyk hom snaaks aan, voordat hy sy tas vat en afklim. Wie sal nou wil loop of busry as jy kan fietsry, staan op sy gesig geskryf. Wel, wie sal fietsry as jy agter die stuurwiel van 'n kar kan inskuif, wys Renier vir hom terug. Case closed. Wanneer die bus net daarna by die Sending Hospitaal stop, klim Renier ook af. Sy been is regtig nie lekker nie. Hy wil gaan hoor by Miss Gwen, of hy dalk 'n afspraak met Doc Christo kan kry. Miskien kan hy sy oom oortuig om op hom te opereer, en dan boek hy hom môre af, dan hoef hy nooit in sy lewe weer 'n biologie toets te skryf nie, veral nie een oor die menslike oor nie. Doc Christo is saam met die ambulans uit. Hulle het 'n vrou gaan oplaai wat sukkel om te kraam, lig Miss Gwen hom in. Kraam! Liewe hemel, moet sy oom dit ook doen? Hoe degraderend. Wil jy op die grasperk vir hom gaan sit en wag? Al die stoele is ongelukkig geneem en ek kan niemand afjaag nie. Nee, is alright, ek sal iewers vir hom gaan wag, maar moenie worry oor 'n afspraak nie. Ek voel nou beter, sê Renier. Hy draai in sy spore om en stap na waar oom Christo se Landy agter die hospitaal staan. Die voertuig is gesluit, daarom gaan sit hy sommer plat op die gras daar naby en haal sy biologie handboek uit. Môre is toetsdag. Terwyl hy nou in park vir my is, kan hy net sowel leer van ore en die gehoorstelsel. Sodra hy kan vakke kies, as hy moet, en as hy nie voor die tyd al in Amerika gaan woon nie, sal biologie beslis nie een van sy vakke wees nie. Al vertel die onderwyser vir hulle dat biologie amazing is. Die studie van lewe, en net so by the way, ou maat, swat maar, want nie almal kan 'n lewe maak van karrejag nie. Nee, hy moenie dat iets sy oë nou van sy drome afhaal nie. Hy moenie sy ore aan doemprofete uitleen nie, het hy besluit. Renjaars wat goed is, maak baie meer geld as dokters, veeartse en groothandelaars. Hy sien mos wat kry Hamilton, Verstappen en Leclerc.
Renier maak sy boek oop by die oor. Hy bekyk die skets en besluit wat die mekaar spil. Hoekom moet elke ding van 'n oor 'n naam hê? Kan 'n mens nie net sê die oor, nee. Helix of oorskulp, oorlop. Dit wat jy buite sien, die oorkanaal, oordrom, middeloorspasie, maleus. Miskien sal hy maleus onthou. Oefalvenster. Hy woon mos self in 'n malhuis. Maleus. Die Duplessis woon in 'n maleus. Sy pa werk homself vir 'n mik. Sy ma rook fyn Courtly satin leaf. Sy oudste suster het trou en huismaak op haar brein. En kleinsus wens dat sy Max Verstappen was. Agter hom aan natuurlik. En toe word sy Max Verstappen. Eers skrik hy toe hy sien dat sy Max Verstappen is. Maar toe word hy bly. Nou dan sy terug, want sy pa is skielik ook daar en hy maak sy gordel los. Pa, ek het nie eens gesien hoe dit gebeur het nie, ek is jammer pa. Renier, Boeta, word wakker. Dit is nie my skuld nie, keer hy. Sy het self gekies om Max Verstappen te wees, steun Renier en probeer om die hand van sy skouer af weg te klap. Ek kan mos nie die TV afskakel as hy saam met my F1 wil kyk nie. Dis alright Renier, niemand gaan vir jou kwaad wees oor Max Verstappen nie. Hy is nie eens vandag hier nie. Oom Christo sit op sy hurke langs hom. Jy het aan die slaap geraak en gedroom. Het jy dalk een van daardie pynpille gedrink sonder om te eet? Ja oom, ek het, maar my been was vandag baie seer. Ag, shame ou mater. Nou kom ons sit jou tas in die landie, dan gaan kyk ons gou na daardie been van jou. Sy oom help hom op en toe tel hy die biologieboek wat onder 'n nier beland het en stof vreet op. Wat is hierdie arme boek se storie? Jy sê oom, ons skryf môre toets oor die oor. Ek haat biologie. Nou haat ek sommer ore ook. Nee man, ore is goed. Mens sukkel om daar sonder te hoor, waarsku oom Christo. Hulle laai die tas in die landie, toe hak oom Christo by hom in, en opvallend stap die biologieboek in oom se ander hand saam. En nadat sy oom na sy been gekyk en skoon gemaak het, word Renier gestraf met 'n biologieles. Daar in sy ondersoekkamer op 'n groot wit papier op 'n knypbord begin sy oom teken. Die sigtbare deel van die oor buite is die oorskulp wat die klank opvang en hier is die oorlop. Dit is waar mense oorbelle hang. Lobbe is gelyk aan belle, soos in klokke. Oom Christo hang 'n klok aan die lop en van hier af moet jy die oor as 'n renbaan sien. So wat is jou gunsteling F1 renbaan? Renier huiwer nie 'n sekonde nie. Monza! Cool man! So spring die karre en die klank nou hier van die oorskulp af weg. Die lop se lig gaan dood en daar gaan die klompkanaal af. Oordrom toe. Daar is 'n ligte vibrasie op die kar. Wishbone! Nee, gehoorbeentjies in die middel van die baan. So bereik hulle die middeloor, waar die parabolika wag, die chaos draai. Paraboliese chaos, want hier het Jochen Rindt verongeluk. 3 karre storm gelyk op die draai af, sien hulle as die 3 gehoorbeentjies wat ek hier teken. 2 spiersenings, wat die karre ry is 2 senuweebolle, ek bedoel senuweebondels. Jy kan jouself net voorstel, hier is nou die moeilike deel van die reis, waar die buis met die Esteban Ocon, ofwel Eustachius, die middeloor van die varings verbind. Esteban Ocon, oftewel Eustachius, bots alweer met Gasly, die vark, varings. Nee, wag oom, ek like vir Gasly. Nou wie is die vark in jou verhaal? Ek is nie baie mal oor George Russell nie oom. Ok, varings Russell. En hier op die gevaarlikste deel van die baan is die binneoor, bestaande uit die cochlea en gehoororgaan. Gehoororgaan, luister na jou radioboodskappe, hoor jy, gehoororgaan, gevaarlike chicanes en soos 'n doolhof of labirint. Dan is die cochlea,
jou balansorgaan, né? Jou labirint, die cochlea, jou balansorgaan. Hulle noem dit ook die slak. Benader dit dus maar teen 'n slakkepas. In die cochlea of die slak is 3 kanale. Kanale, roetes, paaie. Verstaan? Hy teken verbete. Die timpaniese kanaal, die vestibulêre kanaal en die middelkanaal. TVM. As ek F1 kyk, is die TV myne. TVM. TV is myne. Gotcha? Jessie oom, nou gaan oom Christo bietjie vinnig van my, maar op die manier is die oor nou behoorlik vir my oopgebreek. As ek hom so swat, gaan ek hom vang voor môre, besluit Renier. Jy reken. Sy oom kyk lank na sy eie skets. Sy gesig wys, hy like sy skets. Hy dink hy het 'n meesterstuk geskep. Hy skeur dit plegtig af en oorhandig dit aan Renier. Die man is op die podium en die prysuitdeling vind plaas. Dankie oom, hierdie gaan beslis help. Ek gaan dit sommer nou teen my muur opplak. Moenie dit net opplak nie, swat dit. Dit gaan sy verstand te bowe, dat oom Christo al hierdie goed net so onthou. Maar dan is dit natuurlik die man se werk. Hy wat Renier is, sal 'n punt daarvan maak, om alles van karre wat oor sy pad kom te onthou. As dit 'n mens se belangstelling is, onthou jy dit seker van self. Eet iets saam, Christo, nooi ma, toe hulle voor die huis stop, of is jy vanaand weer aan diens? Nee, vanaand wil ek 9 uur in my bed wees en slaap. Gisteraand was een van daardie uitdagende nagte. Daardie busongeluk, vra sy. Daardie busongeluk. Bevestig oom Christo. Wel, dan eet jy beslis gou iets saam. Curry en rys. Die hele huis ruik daarna. Renier se mond water daarvan. Klink heerlik, dankie. Neem oom Christo die uitnodiging aan. Die meisiekinders dek tafel en ma skink vir haar 'n glas rooi wyn. Sy haal vir oom Christo 'n bier uit. Die oudste meisiekinders kry elkeen 'n glas koeldrank en Renier skink vir homself en Vivian melk. Dit help as die curry te sterk is. Toe pa Frank instap, sit hy 4 ysblokkies in 'n vet glas. Hy maak dit verder vol met whisky. Ek het nie vergeet nie, broer, sê pa. Ek skuld jou nog 'n Johnny Walker vir pa. Klaar vervang, ontspan, antwoord oom Christo en lig sy botteltjie in 'n cheers. Jy onthou dat die ou mense die naweek kom kuier en hulle bly by jou oor. Pa sê, hy moet die vrugtebome hier by my en by jou kom snoei. Maak pa verder geselsies. Hy ontspan. As hy 'n nuwe bottel Johnny Walker sou koop, word dit nou sy naweek proviant. Ek onthou, Esta het al Woensdag kom kamer regmaak en die bed oorgetrek vir hulle. Onthou, dink Renier moedeloos. Hy het al klaar weer vergeet hoe werk Monza se baan, as iemand die plek in 'n oor omskep. Daarom eet hy klaar, en toe oom Christo groet en ry, gaan hy ook kamer toe om hersiening te gaan doen. Oom Christo sou 'n baie beter biologie onderwyser gewees het, as die een wat hulle nou het. Daarvan is hy baie seker. Word vervolg.